Goeiedag vriende, dankie dat jy die week saam met my hierdie reis in die geloof geneem het. Eendag skryf iemand dat teologie vir hom bestaan uit aanbidding, gebed, geloof en dan nou geloofsdade. En ek vind hierdie moment in Psalm 16. In Psalm 16 verklaar die psalmdigter dat die Here vir hom die lewe in goeie meetsnoere en lieflike plekke laat val het. Teleurstellings van die lewe kan ons so maklik verlam, dat ons nie wil leef uit die vreugdes wat die Here vir ons gaan nie. Of dat die geleenthede wat oor ons lewenspad kom, ons nie raak sien nie. Maar in Psalm 16 vier die gelowige sy lewe en die gawes wat die Here vir hom gegee het. Die Here gee aan hom 'n erfdeel, 'n stukkie beloofde land, want dit is wat die woord erfdeel beteken. Aanbidding in die Psalm 16 is 'n geloofsverklaring. 'n geloofsverklaring dat die God van die Bybel die enigste ware God is. En dat die digter hierdie God alleen wil aanbid en dien en niks met die ander gode te doen nie. In die Ou Testament bid die digter die Shema, die belydenis wat sê die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy hierdie Here jou God lief hê met jou hele hart en jou siel, met al jou krag. Die digter verwoord dit in hierdie Psalm. Hy bring aan God alleen die eer en verklaar dat hy nie ander gode op sy lippe sal neem nie. Of dat die gedagte eers by hom opkom dat die seëninge in die lewe van een of ander vrugbaarheidsgodsdienst of voorspoedsteologie lê nie, of uit sy eie krag kom nie. Daarom dat hy verklaar, U is my lewe, U sorg vir my, uit U hand kom net wat mooi is. Hy verklaar dat die Here sy beker, die ou vertaling, laat oorloop, die God wat sy beker laat oorloop. Hy bid, U goedheid en liefde sal my hele lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Kom ek bid saam met jou. Here, saam met die lied bid ons, bewaar ons Here in elke nood. Hou oor ons lewe die wag, wil kleding skenk, gee daagliks brood, ons deel vir elke dag. Amen.